as 'n gemeente en die plan wat die Here vir ons het. Ons is so bewus daarvan, dat as God werk, dan werk hy mooi, hy werk goed, en veral as hy met mense werk. En ek wil jou gou uitnooi om te dink, net aan die groot verskil, wat 'n uitnodiging aan 'n mens se lewe kan maak. Kan jy gou saam met my dink? Miskien het jy al iemand genooi, of iemand het jou genooi. Miskien is dit hoe jy ontdek het, jy is lief vir golf, want iemand het jou genooi, kom speel saam en toe ontdek jy, en vandag het jy jou eie stokke. Miskien is dit hoe jy begin motorfietsry het, of fietsry. Miskien het jy een of ander belangstelling ontdek, want iemand het jou genooi. Miskien is dit hoe jy in jou beroep ingegaan het. Iemand het jou genooi om 'n bietjie hier 'n ding te kom ondersoek of deel te neem aan 'n projek of wat ook al, en jy het gevind, maar jy is actually goed in dit. Miskien was dit nog groter as dit. Miskien het iemand jou genooi en dis hoe jy jou vrou of man ontmoet het. Dis hoe dit vir ons was. Ek het vir Colette ontmoet by 'n pooltafel waar iemand daarheen genooi het. Miskien is dit hoe jy by ons as 'n gemeente ingeskakel het. Miskien is dit hoe jy begin glo het in Jesus. Iemand het jou genooi na 'n geleentheid toe en daar het jy gehoor dat Jesus het jou lief en hy wil jou deel maak van iets baie groter as net jou eie lewe. Kan jy dink as ons uitnodigings so 'n impak op mense se lewens kan hê? Hoeveel te meer as God ons nie nooi nie. En as ons ja sê vir daai uitnodiging. En dis waaroor die 6 weke reeks gaan. Droom groot, begin klein. Ek weet hoe ons praat baie van ek het tot bekering gekom, of ek het my hart vir die Here gegee, of ek het besluit om in Jesus te glo, of wat ook al, dis great. Dis baie interessant dat Paulus net 5 keer die woordjie bekeer of bekering in al sy briewe gebruik. En meer as 150 keer die woordjie roeping. God het jou geroep. Hy het jou gekies en hy het jou geroep. Dis hoe Paulus met hierdie de mekaar gemeente wat dronk raak by die nagmaal en daar gaan ander en weird goed aan. Dis hoe hy hulle help, hy bring hulle terug na God se plan toe. In Korintiërs 1, dis hoe die Korintiërsbriewe begin, aan die gemeente van God in Korinte, wat in Christus Jesus geheilig is deur God, geroepe heiliges. God het jou geroep. As jy vanoggend hier sit en jy glo, het God jou geroep. Hy het jou gekies. En ons het nou al vir 'n paar weke saam gekuier voor die reeks, so te wille van die mense wat nie deel was van daai nie. Daai woordjie gemeente daar is nie 'n kerkwoordjie nie. Was 'n politieke woord. Die Griekse woordjie is ekklesia. So hoe dit gewerk het as die Roman Empire 'n stad of 'n streek inneem, dan het hulle 'n ekklesia daar geplaas. 'n groep mense wat daai omgewing moes heroriënteer tot almal dink en lyk en wat ook al soos Rome. Dis ekklesia. So as God ons nou roep, wat beteken dit? Dit beteken hy het nou 'n ekklesia. Hy het 'n koning, dis Jesus. Hy heers, maar hoe gaan die kultuur van die tuinroete verander om al hoe meer die kultuur van God se koninkryk te wees? Ekklesia. So dis 'n groot droom. Die woordjie wat ek en jy gebruik is miskien nie die regte woordjie nie, kerk. Want dit kan klink asof jy na iets toe kan gaan. Of iets kan gaan help, ek help by die kerk. Maar dis nie so ietsie. Dis 'n droom wat God het vir wat hy in die wêreld wil doen. En vir dit kies hy mense. Sodat hulle sy ekklesia kan wees. Nou, hoe doen ons dit? Dis waaroor die 6 weke gaan. As God ons dan nou roep met hierdie groot droom en gedagte, waar begin ons? En ons begin klein. Ons het laasweek gesels oor, onderskei die roeping. Slaan ag op julle roeping. Jy kan nie 'n naweek hier hê, dan sit 'n stokperdjie. Jy moet ergens self op die klip gaan sit.
en gaan dink, en vir die Here praat. Dis nie die kerk wat jou roep nie. Dis die Here. Hy het jou geroep. Jy moet met hom praat. En ons het laasweek gesels hier oor een van die maniere wat Paulus oor en oor ons as die Ekklesia beskryf, wat my en jou help om te onderskei. Wat is ons roeping? Wat is dit waarvoor die Here ons roep? Is die beskrywing dat ons 'n liggaam is. Die liggaam van Christus. Ons het uit Efesiërs uitgelees, dis nou nog alles recap. So as jy laasweekie was en hierdie is vir jou nuus, is ek bly. Laat jy die nuus kry. Ons het verlede week gelees, Efesiërs 4, hy, Christus. Onthou, Christus is nie Jesus se van nie, hy is nie die seun van Josef en Maria Christus nie. Christus is sy koninklike titel. Hy is die gesalfde koning. Hy, Christus, is die hoof uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning wat elke gewrig volgens die werking, of deur die ondersteuning van elke gewrig volgens die werking van elke deel afsonderlik die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Paulus het lang sinne. So ou moet baie keer kop hou, want dit is 'n lang sin. Maar kom jy agter in hierdie sin, is daar 'n klomp keer die verwysing dat almal wat in die liggaam is, elke een, het 'n funksie om te help om die liggaam op te bou. Vriende, as jy vra, wat is dit waarvoor die Here my roep? Hier is die een deel. Elke een van ons is aan Jesus verbind, hy is die hoof. En ook aan mekaar. Sodat elkeen van ons 'n rol kan speel om die liggaam op te bou. Vandag gaan ons nog so 'n bousteentjie bysit. Hoe doen ons dit? Ons het nou al gesien in Efesiërs 4, ons gaan volgende week 1 Korintiërs 12, vandag kyk ons na Romeine 12, oor en oor, as Paulus met my en jou praat oor ons roeping, gebruik hy die beskrywing van wat ons kerk noem. Dis 'n liggaam, die liggaam van Christus. En vandag gaan ons sien dat dit wat ek en jy nodig het om hierdie roeping uit te leef, het die Here klaar vir ons gegee. Klaar. So kom ons lees saam Romeine 12 van vers 3 af. Deur die genade wat aan my gegee is, dis altyd hoe Paulus oor sy leierskap praat. God het hom deur genade 'n leier gemaak sodat hy mense kan help. Ons kan help met ons roeping. Die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie. Maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons, al is ons baie, een liggaam in Christus, en individueel lede van mekaar. Ons het gawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig gee. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Baie duidelik, soos in al die skrifgedeeltes oor die liggaam, ons is uniek, né? Ons het unieke gawes. Maar elke keer as Paulus oor die liggaam praat, gebruik hy die woordjie elke een. Vriende, dis onbybels om te dink, daar's party mense wat by die kerk werk. Ons gaan miskien ons manier van praat moet verander. Want die kerk is 'n liggaam. God het jou gekies en jou geroep, jou deel gemaak, en hy het gawes vir jou gegee, en dis alles genade. As Paulus praat oor dit, dan sê hy,
die gawes wat aan elkeen van ons gegee is, volgens die genade wat God aan elkeen gee. Is eintlik 2 keer wat hy genade sê, want gawes is die Griekse woordjie charismata, wat nie met die charismatiese beweging iets te doen het nie. Dit kom van die woordjie charis af, wat beteken genade. So dis genade gawes, en dis genade wat God aan elkeen van ons gee, sodat ons kan deelneem aan die opbou. Dis net genade. Dis genade dat jy deel is van die liggaam, sodat jy kan deelneem aan die opbou. En het jy opgetel wat Paulus nie sê nie? Hy sê nie, moenie te min van jouself dink. Het jy dit opgetel? Wat sê hy? Moenie te veel van jouself dink. En dit laat my nogal dink. Want wie is jy? Wie is ek? As alles genade is, wie is jy om te dink, God kan jou nie gebruik in die liggaam nie? Met alle respek teenoor jou, ek dink jy dink te veel van jouself. As jy dink, God se genade kan jou nie insluit nie. Nee, kyk na my verlede, of nee, wie's ek nou? Jy's reg, wie's jy? Wie's jy om te dink, God se genade kan jou nie insluit nie? Nee, ek vra jou. Wie's jy? Wie's jy om te dink, jou sonde is groter as die Here se genade? So miskien is ons probleem, nie dat ons te min van onsself dink, is dat ons te veel van onsself dink. God se genade is soveel groter as jou tekort, jou kan roep en jou kan deel maak. Maar hoe doen ons dit? Het jy opgetel wat Paulus sê? Volgens die maat van geloof. Nou dit kan 'n bietjie verwarrend wees, dit kan klink of die Here daai maatbekers het, jy weet, hier's 10 ml vir jou geloof, en hier's vir jou 50 ml geloof. Dis nie dit nie. Dis nie dit nie. Daar's 'n ander vertaling wat ek dink meer akkuraat is, want dit pas eintlik by waaroor die brief gaan. So as jy my die New Testament for everyone uitlees, rather think soberly in line with faith, the true standard, which God has marked out for each of you. So in Rome, dis die hoofstad van die Romeinse Ryk, was daar Jode en nie-Jode wat in Jesus geglo het, maar hulle wou niks met mekaar te doen gehad het. Verskillende huise by mekaar gekom. Miskien het die Jode gedink, kyk, ons kom hom nou al 'n lang pad aan, met hierdie storie van God, en kies, en roep, in genade. Ons is 'n bietjie belangriker. Miskien is daar van die nie-Jode wat gedink het, wel die Jode het hom maar aangejaag. Ek wil hulle Jesus gekruisig. Hulle is miskien deel, maar is net, ons stap nou voor. Wat sê Paulus? Daar's net een standaard. Geloof. Daar's net een standaard. Die standaard wat God daar gestel het. Think in line with the true standard. Faith. So as God mense kies en roep, maak nie saak wat jou agtergrond is, daar's net een standaard. Geloof. As jy glo, is jy deel van hierdie roeping, hierdie droom. Kom ons kyk gou weer na daai versie, 1 Korintiërs 12, Romeine 12 vers 3. Think soberly in line with faith, the true standard. Ek wonder of ons nie ander standaarde as die Here begin stel het nie. Jy weet nie, ek is nie so heilig soos daai ou nie. Of ek kan nie soos daai. Hoekom wil ons onsself so met mekaar vergelyk? Daar's net een standaard. Dis die standaard wat God self daar gestel het. Geloof. En kan ek gou vir jou, surprise, daai geloof kom van God af.
Dit lyk nie of almal my glo nie. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle verlos deur geloof. En juis dit kom nie uit julleself nie. Dis die gawe van God. So toe God gekies het, en toe hy geroep het, toe gee hy geloof. Die Heilige Gees werk in jou. Paulus sê, niemand kan sê, 1 Korintiërs 12 vers 3, niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees nie. So as God geloof in jou gewerk, kan ek gou of jou vra, glo jy? Ok, wag. Jy klink nou baie seker. Wil jy nou vir my sê, dat jy glo dat daar iemand gelewe het met die naam Jesus? Wag nou. En dat die empires van die wêreld hom doodgemaak het, en dat God hom uit die dood uit opgewek het. Glo jy dit? Glo jy dat Jesus gesê het, toe hy uit die dood uit opstaan, aan my is gegee alle mag, alle gesag in die hemel en op die aarde? Maar glo jy dat dit actually die waarheid is? Glo jy dat God Jesus in die hemel ingeneem het, hy sit aan die regterhand van Jesus en hy's besig om te heers? Hier in die tuinroete, hier in Suid-Afrika. Luister, dit klink vir my, jy het baie geloof. Dis die gawe van God. Vriende, jy kan nie jou in geloof indink nie. Jy kan nie jou in geloof in redeneer nie. Dis God wat in jou gewerk het. En miskien is daar 'n klomp, ek wil sommer sê mythverstande, mites. Miskien is daar 'n klomp leuns as dit kom by geloof, wat maak dat mense nie besef, wat is dit wat God in my gedoen het nie? Né? Miskien is daar 'n klomp goed wat eintlik dit wat God klaar gedoen het, wil beperk. Ek dink daar's 'n klomp vooropgestelde idees. Ek hoor hoe baie mense praat, jy weet die Here moet vir my 'n teken gee. Ek wil iets sien. Of voel. Ek wag vir iets om te gebeur. My vriend, die skrif sê, ons wandel nie deur wat ons sien nie, maar deur die geloof. Hou op, wag vir iets om te gebeur. Dit wat jy nodig het om die roeping van God uit te leef, het God in jou gewerk. Geloof. Ek hoor op party mense praat, jy moet weet dat jy weet dat jy weet. En dan dink ek, okay, waar pas geloof in dit? As jy so weet dat jy weet, dan glo jy, hoef jy mos nie meer te glo nie. My vriend, jy gaan nooit verby die punt van geloof groei nie. Dit gaan altyd geloof vat. Net soos wat dit geloof vat om te glo dat Jesus die Here is, gaan dit geloof vat om te sê die Here wil my gebruik. Gaan altyd geloof vat en dis al wat jy nodig het. Jy het net geloof nodig. Ja, maar my geloof, ek twyfel baie keer. Geloof is nie om nie te twyfel nie. Waar kom ons daaraan? Ek twyfel elke Sondag. Genuine. Ek wil die mense hier staan ek en ek praat uit my hart uit, maar ek praat net. Ek wil hier's nie engele wat op jou neerdal en goeie, ek praat maar net. Ek twyfel elke Sondag en die Here dit kan gebruik. As hy dit kan gebruik, kan hy enigiets gebruik. Geloof is nie om nie te twyfel nie. Geloof is om ten spyte van die twyfel te doen. Want ek glo, ek wandel nie deur wat ek sien of voel nie, ek lewe deur wat ek glo. Baie mense sê, ja, maar my geloof is te klein. Op 'n stadium het Jesus met sy disippels gepraat oor 'n moeilike ding, en hulle vra vir hom, Here, gee ons meer geloof. En wat sê hy vir hulle? Ons almal weet, ken die stukkie, né? As jy geloof het so groot soos 'n, nou jy kan amper nie eers 'n mosterdsaadjie sien nie.
Hierdie groot droom van wat God in die wêreld wil doen, deur die liggaam van Christus, begin so klein soos by 'n mosterdsaadjie geloof. En dis genoeg. Jy het genoeg geloof. As jy in Jesus glo, het jy genoeg geloof dat die Here jou kan gebruik. En by the way, toe vertel Jesus nou 'n ander storie nadat hy dit sê, van 'n diensknegt wat gehoorsaam is. Die vraag is nie, het jy genoeg geloof nie, die vraag is jy gehoorsaam? Moenie laat my en jou vraag vir meer geloof 'n verskoning word om nie te doen dit waartoe die Here jou stuur. En waartoe stuur hy jou? Dit wat Paulus hier skryf oor geloof, direk aan die liggaam. Hy het ons hier gegee vir mekaar. Hy het die geloof in jou gesit, sodat jy nou kan glo, die Here kan my gebruik. En ek wil nou weer sê, dink jy nie 'n bietjie te veel van jouself as jy dink hy kan jou nie gebruik nie? Wie is jy? Wie is jy om te dink dat die Here jou nie kan gebruik nie? En ek voel jammer vir alles wat hier gaan, maar miskien moet jy 'n bietjie oor jouself kom. God het jou geroep. God het jou gekies. En ek skuis as ek onsensitief klink, die Here weet wat in jou lewe aan die gang is. Hy weet. Maar om toe te laat dat iets anders as geloof die standaard word, is nie aan nie. Is nie aan nie. God bepaal die standaarde. And the true standard, faith. So jy's deel. As jy glo, en jy het nou gesê jy doen, ek weet nie of jy dit nou wil terugtrek nie. Jy het gesê jy glo, jy bely Jesus as Here. Hier's wat God in jou gedoen het. Ek wil mense dink net gou 'n bietjie, logies. Jy kan nie jou in geloof indink nie, maar as jy glo, kan jy anders begin dink. Is dit nie wat hy sê nie? Think soberly in line. Wees verstandig, jy moet jouself daarop instel om te dink oor wat jy glo. Dink gou 'n bietjie logies. Hier is 'n groepie mense, Jode nie Jode, hulle glo Jesus is die Here. Hulle is in Rome. Rome is waar Nero, in hierdie tyd wat Paulus Romeine skryf, Nero, die keiser bly. Ek bedoel, hy bou sy paleis, die estate is tussen 40 en 120 hektaar. Die woordjie paleis kom van die heuwel af, waar Nero sy paleis gebou het. Hier is al die mag en weelde tentoongestel. Here is the Lord of the world. Caesar is Lord. Dis die Romeinse ryk se lese. En hier's 'n paar mense, joetjies en nie joetjies. En God het deur sy gees in hulle gewerk om te sê, nee, Jesus is die Here. Daai selfe geloof het God in jou gewerk. Selfe geloof. So my vraag aan jou is, as jy glo, het jy al ooit gaan sit en dink wat God in jou gedoen het? Jy kan nie jou in geloof indink nie, maar wanneer jy glo, kan jy anders begin dink. As ek glo, beteken dit God wat 'n plan, 'n droom, mag ons sê dat God se droom is 'n groot droom. Hy gaan die aarde vul met sy heerlikheid, te sê Habakuk. Sluit die hele aarde en die hemel in. God het 'n groot droom. Vir daai droom het God mense gekies. En hy het geloof in hulle gewerk, sodat hulle kan deel wees van die liggaam van Christus en die een been van jou roeping om die liggaam op te bou vir wat God in die wêreld wil doen.
Is nogal interessant dat Habakuk net voor die vers sê, die regverdige sal deur die geloof lewe. Al wat jy nodig het om hierdie roeping uit te leef is geloof. En God het dit vir jou gegee. Maar besef jy wat God gedoen het? Dit beteken hy het jou gekies. Dit beteken hy het jou geroep. Dit beteken sy gees werk in jou. Dit beteken sy gees het jou deel gemaak van die liggaam van Christus. En al wat jy dan nou nodig het is om geloof te hê en te sê, okay Here, ek glo nie my eie vermoëns nie, maar ek glo in U. U het gekies. Ek vertrou U judgment. As U geloof in my gewerk het, dankie. Dis net genade. Dan is ek deel. Here, hier is ek. Al wat jy nodig het om jou roeping uit te leef is geloof. En God het dit in jou gewerk. En dis hoe vers 1 en 2 dit ook stel. Romeine 12 vers 1 en 2 skryf Paulus, hy sê, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle, redelike, logiese godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Kan jy, stem mee saam, dis eers die vernuwing van denke, sodat ons kan onderskei. En dis hoekom dit so belangrik is, dat jy, as jy glo, jou besef wat God in jou gedoen het, anders leer dink. Jy kan nie jou in geloof indinkie, maar omdat jy glo, kan jy nou anders begin dink. Beteken God het my gekies, my deel gemaak, sodat die liggaam opgebou kan word. En dis al wat jy nodig het. As jy gawes of wat ook al, jou hele unieke mens wees, ons gaan volgende week oor dit praat, kan die Here gebruik. Hy kan enige iets van jou gebruik. Enige iets. Ervarings wat jy deurgaan het, wat jy gedink het, hierdie ding gaan my lewe sink. Die Here kan daai goed gebruik om sy liggaam op te bou. Hy kan enige iets van jou menswees gebruik. Maar besef jy wat jy glo? Jy glo dat Jesus die Here is. Paulus praat hier van, ons moenie aan die huidige wêreld gelykvormig word nie. Die woordjie is eintlik era. Daar's 'n era, 'n manier van dink, wat besig is om tot 'n einde te loop. Hoekom? Vandat 'n nuwe era begin, die era van God se koninkryk. Jesus Christus is die Here. En as jy dit glo, het God jou gekies vir hierdie droom. Ek wil nou vinnig deur die notes gaan om net te kyk dat ek nou die belangrike goed nou nie los nie. Uit tog. Ek dink dis die uitnodiging van 'n leeftyd. As jy besef dat God jou geroep het, sy roeping rus op jou lewe, vir die opbou van die liggaam, vir dit wat hy in die wêreld doen. As jy besef God se roeping rus op jou lewe, en jy besef, God is nie 'n boelie nie. Hy gaan jou nie in daai lewe inboelie nie. Dis 'n uitnodiging. Maar jy besef dat God klaar in jou gewerk het wat jy nodig het. Is die enigste logiese, sinvolle, redelike, soos hy hier sê, godsdiens. Here, hier is ek. Gee julle liggame as 'n lewende, heilige offer. Hy gebruik tempeltaal. Wie's nou die tempel? Die gemeente. Waar gee ek myself vir die roeping van die Here? In die liggaam. Om die liggaam te help opbou. En mag ek dit weer sê? Wie is jy om te dink
dat God jou nie kan gebruik nie. As hy dan nou klaar die geloof dat Jesus die Here is in jou gewerk het, is die enigste logiese ding, Here, hier is ek, gebruik my. En kan ek sê, die Here, hy like het om ons te verras. Stefanus se eerste bediening was hy het vir weduwees kos uitgedeel. Daar was groot moeilikheid, van die weduwees het Grieks gepraat, van hulle armees, nou verstaan hulle nie mekaar nie, en toe kry die Griekse weduwees minder kos. So toe voel hulle dadelik, ons daar word gediskrimineer, apartheid. En hulle bid, Stefanus, Filippus, bid vir hulle. Was mos Filippus, né? Hoekom is ek nou te mekaar? Maar is een van die ouens. Hy het begin by kos vir weduwees. Toe die vervolging uitbreek in Jerusalem, toe word hy evangelis. Toe begin hy preek. Die Here kan 'n mens verras, hoor. My eerste bediening was, ek het nagmaalkelkies by die gemeente opgetel. Jy sien, want dis die punt. As jy besef, dis genade. Dis net genade dat ek en jy deel is. Weet jy het niks gedoen om dit te verdien nie. Dis God in genade wat ons gekies en geroep het. Dan maak dit mos nie saak wat ek doen nie. As ek nagmaalkelkies moet optel, fyn. Enigiets wat ek kan doen vir die liggaam van Christus opbou. Want wat 'n genade dat ek deel kan wees van hierdie groot droom. En moenie verbaas wees as jy jou geloof in aksie begin sit, dat die Here jou verras nie. So vriende, ons gaan vanoggend afsluit met 'n toewyding. En miskien ken jy hierdie lied, wil ek jou uitnooi om hom sommer uit volle bors uit saam te sing. 'n Lied wat gaan oor die liefde van God, waarmee hy ons gekies en geroep het, deel gemaak het van sy familie, vir die missie van sy koninkryk in die wêreld. Ons is familie op missie. En vir die week wat voor lê, wil ek jou dan uitnooi om te gaan dink oor die feit dat God geloof in jou geskep het. Die implikasie van dit. Die grootste uitnodiging wat 'n mens in die lewe kan kry, om deur God geroep te wees vir sy droom in hierdie wêreld. Gaan dink 'n bietjie die week, en ek wil ook sommer vra, as daar mense is wat nie in 'n groep is nie, en hulle wil Woensdag aand kom 6uur, is hier groepies, wat net saam dink, saam praat, as God dan geloof in ons gewerk het, dan is ons deel, en dan wil ons onsself tot sy beskikking stel. So kan ek jou uitnooi om dit te doen. Kom ons gaan in hierdie lied net onsself vir die Here gee, en sê, Here, gebruik ons vir u droom en dit wat u wil doen. Kom ons staan en neem ons deel.